word soos U. Amen. Amen. Net gaan vinnig dan die afkondigings. Ons weet van die bidure, dinsdagoggende, woensdaande. Volgende Sondag die 23ste is die Bybel vasvra broodjie aand om 6:00. Die laaste Sondag van die maand het ons natuurlik in die aande ons prys en worship. Verushka soek nog steeds mense wat moet kom asseblief as jy 'n instrument kan speel. Kom spreek asseblief vir Verushka. Julle munte vir die Sondagskool 13 September. Bring julle munte dan saam vir die kindertjies. En dan die 6de September, sorry, ek gaan so een Sondag net gou weer terug, het ons vir Dr. Lennard Du Plessis. Kom ons kom op na die huis van die Here, kom ons kom luister wat die Here het vir ons elke een. Amen. Met die volgende liedjie gaan ons dan ons kollekte gee. Kom ons gee dit met 'n vrymoedige hart. Soos ons weet, die Here het 'n vrymoedige gee. Amen. Amen. Kom ons staan op en ons prys die Here.
Wie van julle het in die week vir iemand vertel van Jesus? En dit is iets wat ons dageliks moet doen. As iemand, ek het gelees in die week, het gelees, as jy die oggend opslaan, moet jy vir die Here vra, Here, vir wie moet ek 'n blessing wees vandag? Vir wie moet ek van U vertel? Dis hoe ons hier is. Dis hoe ons hier is. En weet wat, dit maak so 'n groot impak op daai persoon, as jy van sê, Jesus het jou lief. Nee, nie worry nie, al sal reg kom. En kom ons wees daai mens hierdie week. Ons gaan uit hierdie week en elke dag, al is dit vir een persoon, sê vir daai persoon, Jesus het jou lief, weet jy dit? En jy sal nie glo wat sy impak het in jou lewe gemaak en in die volgende persoon se lewe. Ons gaan 'n nuwe liedjie nie, maar 'n liedjie wat ons jare terug gesing het, gaan ons probeer vanmôre. So sing hom lekker saam met ons. Dankie. I surrender all. I surrender all. All to Him, my blessed Savior. I surrender all. Vanmôre as jy hierdie lied sing,
Gee alles oor vir hom vanmôre. Gee alles oor vir hom. Enige worries wat jy het, enige probleme, enige familieprobleme, enige vyande wat jy het, wat jy dink wat teen jou bid, enige iets wat jy voel vanmôre nie in jou lewe hoort nie. Gee oor aan Jesus Christus. Gee oor aan God vanmôre. Hy het vir dit betaal. As jy nie siek is vanmôre vir iemand anders nie, maar jy gaan iemand opdra vanmôre aan die Here. Vra die Here, wie moet jy opdra aan hom vanmôre? En as dit jouself is, dan draai jouself op. Maar as jy nie siek is of iets nie, dra iemand aan die Here op. So hou jou hand daar vanmôre te doen, sê die lied sing. Ons is so blik. Wie is vir altyd, God van die eeuwe, God vir die tyd. Ons is asem, wie is verlewe, wie wat ons lief het, al het gekraai.
Koning Jesus, ek bring lof vir U. Heilige Trooster, ek vereer U. Vir ewig sal ek U aanroep. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor U, as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor U, as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Aan die koning van die eeuwe, Halleluja, aan die koning alle eer, alle lof, alle dank, alle aanbidding. Ja, Here, dankie vir die heilige teenwoordigheid, wonderlike Heilige Gees van God wat in ons is, manifesteer met die heerlike krag in ons harte. Ons bid in Jesus naam, dat U 'n werking sal plaas in ons gees en in ons gedagte, in ons gewete en in die woord. Here, lei ons in die waarheid. Want die waarheid is vrymakende krag, het Jesus gesê. Here, ons bid nou dat die Heilige Gees se bediening oor ons sal kom uit die woord tot eer van U naam. Amen. Baie dankie. Kan die sitplek neem? Baie dankie gemeente, dit was vir my regtig 'n groot voorreg om te bedien in die afwesigheid van pastoor Theo, en ons vertrou dat hy volkome gesond sal wees en van volgende week alweer die kanse bediening kan behartig. Ons praat vandag nog steeds oor die Heilige Gees en daar is nog baie boodskappe wat 'n mens kan bring. Ek dink Efesiërs hoofstuk 1 waar Paulus praat van die Gees van wysheid en openbaring. Dis 'n ander woord daar. Maar ons gaan vanmôre met U oor die Gees van waarheid praat. Waarheid. Wie is Jesus? Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 14 sê die Here en hy beloof hulle dat hy hulle nie as wese agtergelaat het. Hy sê van vers 16 af, Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid, hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Dit is die Parakletos, die Heilige Gees. Vers 17 identifiseer hom. Hy sê die Gees van die waarheid. Sê saam met my, die Gees van die waarheid. Wat die wêreld nie kan ontvang nie. Hoekom nie? Die wêreld is in die mag van die leeu. Dis reg. Dis in die mag van die leeu. Omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die Gees van die waarheid is gedeponeer in die gelowige. Halleluja. Prys die Here. Dis sommer al klaar 'n boodskap op sy eie, nee. Halleluja. Prys die Here vir sy goedheid. Nou kom ons let op wat die Here Jesus sê. Hy sê die wêreldlinge kan hom nie ontvang nie. En dis hoekom wanneer jy jou moet bekeer tot die Here, dat jy moet afstand doen van alles wat in die wêreld is en wat in die wêreld heers. En ons sal later in die boodskap 'n bietjie meer daarop uitbrei. Maar
Handelinge 2 vers 38 en 39 sê die apostel Petrus vir die mense toe hulle vra, wat moet ons doen? Hy sê, bekeer julle. Nee, bekeer julle en laat julle gedoop word in die naam van die Here Jesus Christus en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en aan julle kinders en almal wat daar ver is, wat die Here na hom toe sal roep. Wat is dit? Die belofte van die Heilige Gees wat in ons kom woon het. Alle eer aan die Here. So, 'n mens se bekering is 'n wonderlike gebeurtenis in my lewe, in ons lewens. Ek kan nooit die dag vergeet wat ek die Here Jesus ontmoet het as my verlosser nie. En ek dank die Here vir sy genade. Halleluja. Want Jesus se gebed is ook dat ons in waarheid geheilig sal word. Ons blaai net 'n bietjie aan sy groot gebed in hoofstuk 17. Ons noem dit altyd die hoëpriesterlike gebed. Vers 16 tot 19. Kom ons lees dit net saam. Hy sê, hy praat met die Vader oor sy disippels. Hy sê, hulle is nie van die wêreld nie. Net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in die waarheid. U woord is die waarheid. Hoor wat sê Jesus? Hy sê, Vader, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan word. Let op dat die klem val hier op die waarheid in die binneste. Die waarheid in jou hele persoon, in jou denkwyse, in jou gemoed, in jou uitgangspunt. Die Here sê, sy Gees gaan in jou 'n verandering bring van dit wat vals en leuenagtig is na waarheid. Halleluja. Ek hoop jy het met jou bekering dit ervaar. Amen. Ja, prys die Here vir sy genade. Halleluja. Halleluja. Nou, kom ons dink 'n oombliekie aan Jesus se roeping. Hy sê vir ons in hoofstuk 18 vers 37. Ons kry daar Jesus voor Pilatus. Dis in die proses. Pilatus is nou besig om hom te ondervra, oor sy koninkryk. Pilatus sê vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord hom, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? Ja, enige politikus sal vir jou sê, wat is waarheid? Waarheid is net enige storie wat my pas. Is dit nie so nie? Wat is waarheid? En hier staan die gestalte van waarheid voor hom. So in die Here Jesus Christus is daar niks valsheid. Stem julle saam? Niks leuenagtig. Niks, geen tweegesig nie. Niks ja en nee nie. In hom is die beliggaaming van waarheid. Halleluja. En sy Gees is die Gees van Christus, die Gees van waarheid, wat die Vader in ons harte stuur, en hy bid, Vader, heilig hulle in die waarheid, sodat hulle volkome kan beleef wat waarheid is. Is dit nie amazing nie, né? En ons dink aan Johannes 8, as ons bietjie teruggaan in die evangelie van Johannes, na hoofstuk
8, dan praat die Here ook daar oor waarheid, en hy praat ook oor die bron van alle leuns. In Johannes hoofstuk 8 sê die Here Jesus in vers 44 tot 47. Hy sê, wat ek net, vers 32, vers 32. Ek gaan 31 oplees. 31 sê, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Waarvan sal die waarheid jou vrymaak? Van leenagtigheid, van valsheid, van bedrog, van alles wat ons in die wêreld elke dag sien. Is julle bly daaroor? Prys die Here, daar's iets wat moet gebeur in ons harte, né? Die waarheid sal julle vrymaak. En hy sê vir ons daar, vers 34, voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. Die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Vry van alles wat vals en leenagtig is. Amen. Prys die Here. So die waarheid is die lig. Jesus het gekom en hy is die lig van die wêreld. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. Sy lig staan vir altyd. Halleluja, prys die naam van die Here. So ter opsomming kan ons sê dat bekering beteken verlossing van die leuen. En nou sê die apostel vir ons, lieg nie vir mekaar nie. Efesiërs 4 vers 25, lieg nie vir mekaar nie, want julle is mekaar se lede. So leuns is nie gepas onder kinders van die Here nie. Hoekom? Want die gees van die waarheid is tot jou beskikking. Is in jou. En daarom weet jy dadelik as jy vals is en as jy 'n leuen vertel. Is ek reg of verkeerd? Oh yes, die Heilige Gees werk daarmee, jy weet. Aan die wortel van die kwaad en die boosheid lê die leeugees. En die hele wêreld is deurtrek met die gees van die leeu. En ons lees daarvan in Johannes hoofstuk 8, waar die Here Jesus sê, van vers 42 af, as God julle Vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom. Want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie, julle die duiwel as vader. En die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was, nou identifiseer die Here Jesus, die duiwel, en die gees wat in hierdie wêreld is. Luister mooi. Hy sê, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. So hierdie mense is so onder die invloed en die dominerende mag van die leuen, van die vader van die leuen, die duiwel self, dat hulle nie die lig kan sien nie en die waarheid kan onderskei nie. Vriende, dis 'n ernstige toestand. Die boosheid lê in die leuengees. En die woord van die Here sê, gee aan die duiwel geen plek nie. Kinders van die Here, gee aan die duiwel geen plek nie. Nou luister mooi. Jy mag al groot geword het met baie leuns.
in die huis. Ok? Ma en pa het mekaar belieg, teleurgestel, konflik. Jy kon dalk in 'n huis groot geword het waar konflik geheers het, vertroue geskaad was. Want die oomblik wanneer leuns in 'n familie inbeweeg, dan sal nie meer vertroue nie. Is ek reg? Is reg. En die kinders leen van kleins af om dieselfde te doen. Is reg. Ok? Selfs daai wit leentjies, jy weet, daai kammige onskuldige leentjies. Jy lei nie tel, daar klop die deur, sê vir ek stuur nie. Jy weet? Wat is dit? Dis nie die waarheid nie. En enige ding wat nie die waarheid is, jy leer die kind van kleins af, dat daar twee moontlikhede is. Jy kan lieg om uit die ding te kom, jy kan blame verskuif, maar jy is net nie in die waarheid nie. Ek het al hoeveel mense ontmoet, wat 'n valse voorstelling van hulle self maak. Jy weet, dan is dit nooit regtig die waarheid nie. En soos dan baie keer in die families, word die kinders groot met, dis okay om 'n leuen te vertel, of om 'n ander storie te maak wat nie regtig die waarheid is nie. En vriende, as ons nou verder kyk na hoe hierdie invloed oor die hele samelewing is, dan kan jy maar net na sosiale media kyk. Is dit reg? Nou neem hulle 'n foto, nee, maar op sosiale media lyk hy foto heeltemal anders. Hy is mooi gemaak en ingekleed. Wat is dit? Dis nie die waarheid nie. Jy kry hoeveel goed stories en so meer, dis net nie die waarheid nie. Reg? En AI help ook met al hierdie wanvoorstellings en goed, die stories wat mense maak. Ons is omhou met leuns. Vat nou byvoorbeeld, hulle sê in Suid-Afrika word cyber kriminaliteit. Dis hoogtyd hier, die ouens slaan hier toe. Wat is dit? Dis valsheid. Dis leuns en so meer. Ek sien op my FNB dinge so hulle sê, hulle waarsku ons teen al die front. Nou die een nuutste enetjie is, pas op vir liefdesstories. Ek sê dit nou in my eie taal. In ander woorde, pas op dat jy nie dalk 'n vriendskap aangaan online en so aan nie, en daai persone naderhand vir jou 'n sop storie vertel en al so meer, en dan begin jy emosioneel betrokke raak daarso en so meer, en naderhand dan vir hulle geld, en dis 'n hele besigheid. Dis 'n hele industrie van kriminaliteit om mense uit te buit. Ons lewe in gevaarlike tye waar die leuen net eenvoudig oral oor is. Jy weet nie wat om te glo nie. En as jy 'n liggelowige is, gaan een of ander leuen jou pootjie en jou dalk benadeel. Ouens, jy moet wakker slaap in 'n tyd soos hierdie. Jy weet nie wie om te glo en wat is die waarheid nie. Nou vat nou op die politieke terrein. Na 94 is die eerste groot kommissie die Waarheid en Versoeningskommissie, is dit reg? Om al die onregte dinge, ek kan dit verstaan, dit was ook noodsaaklik. Maar hoe mooi is dit gestel, die Waarheid en Versoeningskommissie. Maar het al die waarheid regtig uitgekom? Nee, ek weet nie. Die volgende groot ene was oor staatskaping. Die Zondo-kommissie, wat hoeveel jaar aangegaan het, en julle weet hoeveel dik blaaie verslag daar gewees het, ek het nie daai getalle nie, maar wat het die Zondo-kommissie uiteindelik opgelewer? 0.
Niemand was vervolg nie. En wat was die soeke? Die soeke was na, wat is die waarheid? Is dit reg? Nou is daar weer 'n kommissie aan oor al die lelike dinge wat in die polisie plaasvind en hoe vol bedrog en leuns in die een na die ander en een moord na die ander en een haal die ander ene uit. Dit is verskriklik hoe die gees van die leuen, die gees van hierdie wêreld, die mensdom deurtrek het. En wat is al hierdie kommissies? Wat is die waarheid? Dis die vraag. Wat is die waarheid? Ons wil by die waarheid kom. Maar in hierdie wêreld kom ons nie by die waarheid. En hier is hoeveel mense hier wat ly en smarte gely het onder valsheid, valse beskuldigings en valse aannames wat aan jou toegedig is. Dis hoekom een van die Ou Testamentiese wette sê, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek. En Jesus kom en hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Halleluja, halleluja. Hoe is dit vanmôre gestel in jou en in my lewe? Is jy in die waarheid? Regtig, is jy in die waarheid? Wat sê jou hart? Wat sê jou gewete vanmôre? Is jy regtig in die waarheid? In jou huis, in jou naastes verhouding tot ander mense, in jou besigheid, waar jy beweeg, is jy in die waarheid? Het die gees van waarheid die dominante krag in jou lewe geword? En jy sê, Here, ek wil altyd in die waarheid wandel. Jesus het gesê, die waarheid sal jou vry. Totaal en al vry. Prys die naam van die Here, halleluja. Wat was die eerste sonde in die kerk? Ons lees in Handelinge hoofstuk 5. En ek gaan dit nou vir julle lees nie, maar die verhaal van Ananias en Safira. Is dit reg? En hulle het voorgegee dat die eiendom wat hulle verkoop het 'n sekere bedrag gewees het, maar ondertussen was dit nie so nie. Hulle het miskien net die helfte gegee wat hulle voorgegee het, hulle sou gee. En Petrus sê, Ananias, waarom het jy die Satan toegelaat om jou hart te vervul, want jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir die Here. En wat gebeur met hom? Hy slaap net daar dood neer. En sy vrou ook bietjie later, julle ken die verhaal. Dit was die eerste ding wat die duiwel ingekom het in die kerk, alleen. En dit was skerp aangespreek. Geliefdes, die gees van die waarheid lei mense in alle opregtheid. Is dit nie reg? Nou, wil ek hierdie boodskap afrond deur julle terug te neem na Matteus hoofstuk 5. Dis Jesus in sy bergrede, in sy predikasie. En ons ken ons die bergrede as 'n soort van 'n proklamasie van dit wat in sy koninkryk moet heers. En nou lees ons in hoofstuk 5 van vers 33 af. Die Here vat nou die verskillende wette en reëls en ordonnansies van God uit die Ou Testament. En een van dit was dat jy nie moet vals sweer nie. Ons lees daar vers 33. Verder het julle gehoor dat aan
aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie. Nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is. Ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is. Ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. Ook nie by jou hoof mag jy sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle woord wees, ja, ja, nee, nee. Wat meer as dit is uit die bose. Maar wat sê Jesus? Wat meer as dit is uit die bose. Dan beweeg jy weg van die waarheid af en jy is weer hier in die wêreldse leuenatmosfeer. Nou, hoekom was dit nodig vir mense om 'n eed te neem? En jy weet mos, wanneer jy moet gaan getuig in die hof, dan moet jy 'n plegtige verklaring maak dat jy die waarheid sal praat of jy moet 'n eed neem, jy moet sweer, dit is reg. Daai eed moet bindend vir jou gewete wees. As jy onder 'n eed lieg, dan kan jy aangekla word vir myn eed. Dan is dit nog 'n misdaad daarby. Is dit reg? Right? Nou, hoekom is dit nodig? Hoekom? Want die mense aard is om vals te wees. Die mense aard is om te lieg. Blaam te verskuif. En daarom is dit nodig om 'n eed te neem. Ag, ek onthou toe ons nog kinders was, dan vertel iemand vir jou storie. Dan sê jy, kan jy sweer te so? Onthou julle dit? Man, ons het nog allerhande goedjies gehad, jy spoeg in jou hand en jy klap of iets van jou. En net om te sê, ja, dit is regtig die waarheid. Julle las wat julle weet, dit is wat dit is. Ja, nee, kan jy sweer? Kan jy sweer? Ja, nou ja, party ouens sê, ja, maar dat is nog nie die waarheid nie. Ouens, die wat, nou sê die Here Jesus vir ons, dit moet nie vir jou nodig wees, in jou daaglikse gang met mense, dat iemand vir jou sê, kan jy sweer dit is so nie? Maar kyk, as iemand vir jou sê, hoorie, kan jy sweer dit is so, dan weet hulle nog nie, jou ja is jou ja, jou nee is jou nee. Kan julle sien hoe die Here Jesus sê, Vader, heilig hulle in die waarheid. Heilig hulle in die waarheid. Sodat hulle in die waarheid geheilig kan word. Hy sê, hiervoor het ek gekom om vir die waarheid te getuig. In die Here Jesus Christus is absoluut opregtheid en waarheid. En as kind van die Here, moet ek vanmôre ook opkyk na hom as my heiligmaker, as die een wat my kan help om absoluut in waarheid te wandel. Om absoluut eerlike besigheid te doen. My woord te hou. My belofte na te kom. My ja is my ja. My nee is my nee. Ek hoop jy het hierdie boodskap ontvang vanmôre. Maar weet wat? Die Gees van die Here vanmôre vir jou sê, ja, jy sal met 'n draai maak. Jy sal met 'n verandering maak. Want jy sê altyd in die waarheid. Dan moet ek vanmôre by voor die Here sê, Here, heilig my in die waarheid. Amen. Jy vanmôre sê, Here, heilig my in die waarheid. Here, help my. Help my. As dit jou gewoonte is om die waarheid te verdraai, lê dit af. Ouens, luister mooi. Die Heilige Gees
Jesus sê, ek stuur die trooster, die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, maar hy sal in julle wees, en by julle wees. Wil jy nie vanmôre die Heilige Gees, die Gees van waarheid, omhels in jou binneste, in jou denke, in jou persoon, in jou hele lewe, omhels hom, sê vir hom, dankie, U gaan my lei in die waarheid. Leer my, Here, om niks wat vals is, wat leenagtig is, te huisves in my gees, in my denke, in my manier, in my kommunikasie, in my persoon nie. Ek wil in waarheid wandel dag vir dag. Luister mooi wat ek sê. Jy kan nie lieg onder die invloed van die Heilige Gees nie. Laat dit insig. Jy kan nie lieg of vals wees onder die invloed van die Heilige Gees nie. Dis die invloed van die Satan. En jy moet elke dag die regte keuse maak om net in die waarheid te leef. Kom ons staan. Ek wil vra vanmôre om die gees van waarheid te omhels. Ek wil vra vanmôre om erkenning te gee in jou lewe, te sê, Here, reinig my van alle valsheid, leenagtigheid en alles wat nie stryd, wat nie soos U is nie. Ek wil Jesus die waarheid werklik in my binneste hê. Nooi hom om jou te vervul. Nooi hom om in jou te heers en volg hom dag vir dag. Sal jy bid? Ouens, laat ons bid, dat ons die Here vertrou om ons te reinig van dit wat elke dag in hierdie wêreld plaasvind. Elke dag op sosiale media, elke dag in die werksplek, oral waar die leuen kom, help ons om in waarheid te wandel, die leuns te onderskei, dit te vermy en opreg voor die Here te wees in alle opsigte. Dan gaan die Heilige Gees met ons vaardig word. Dan gaan die Heilige Gees ons verder vat. Dan gaan dit nie nodig wees dat iemand sê, sweer dat dit die waarheid is nie. Mag die Here U seën. Here, ons sê dankie vanmôre dat U ons kon verlos het uit die wêreld en uit die leuende gees, dat U ons bevry het. Here, ons nooi U Heilige Gees vanmôre sy regmatige krag en impak en invloed oor ons uit te oefen. Oortuig ons Heilige Gees waar ons nie in waarheid is nie. En leer ons U weer om in waarheid te wandel. Heilige Gees van God, lei ons in alle waarheid. In Jesus naam. Amen. Prys die Here. Baie dankie Gideon, dankie voorsangers. Neem 'n oomblik die sitplek asseblief. Gideon, sal jy vir ons afsluit ook? So was weer greatly see that in me. Praise the
Vader, baie dankie vir die boodskap wat ons vanmorgen gekry het, dat ons in die waarheid moet lewe, Here, en wandel, soos wat hierdie liedjie ook sê, walk in the light, en ons sê, walk in the truth, en ek bid dat elkeen van ons vanmorgen, vir ons huis toe gaan, sal herdink aan hierdie woord wat ons gekry het vanmorgen, dat ons 'n deel sal maak van ons lewe, en dat ons elke dag van ons daar buite is, dat ons sal wandel in die waarheid, en mense vertel van U, Here, en net die lig sal wees daar buite. In Jesus naam bid ons, bid vir beskerming, en ek dankie vir al die goedheid en al die guns wat U vir ons daar geskryf het. In Jesus naam. Amen.